Here, ons is in U teenwoordigheid met die gebed dat U naam ook vanoggend geheilig sal word. Dat U wil ook sal geskied in ons lewens, soos wat dit in die hemel geskied. En dat ons daardeur ook aan U al die lof en eer en aanbidding sal bring. Want Here, U is dit waardig. Amen. Broeders en susters, julle almal wat aan die Here behoort, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Ons is in die lydenstyd en ons is besig met om eintlik soort van in die voetstappe van Jesus te volg. Verlede Sondag het ons gekyk na die intog van Jesus in Jerusalem. En vanoggend se tema is hoe om 'n rowersnes te omskep. En ons gaan saam lees daar by Matteus 21, die reiniging van die tempel vanaf vers 12. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons ook in hierdie lydenstyd is, dan word ons net weer bewus van wat dit U gekos het om mense soos ons U kinders te maak. Here, ek weet nie of ons as mense ooit daarvoor sou kans sien om letterlik in die voetspore te volg op hierdie lydenspad nie, maar ons kan net sien hoe oneindig groot die liefde vir ons is. En daarvoor kan ons net baie dankie sê. Here, is my gebed ook dat wanneer ons rondom die woord sit, dat U op 'n besondere manier deur die woord en die Gees met ons sal praat en dat U alleen ons verstand nie, maar ook ons harte, ons lewens sal aanraak. Dat die woord en Gees ons lewens sal skaaf en verander, dat mense ons sal herken as mense wat agter U aanloop. Daarom bid ons ook vanoggend dat ons sal verlos van die bose. Here, bewaar ons daarvan dat die Satan ons sal verlei om ons oë van U af weg te vat. Help ons om op U gefokus te bly. Want ons bid dit in die naam van Jesus die Here, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Matteus 21 vanaf vers 12. Jesus het tempel toe gegaan en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duivelverkopers het hy omgegooi en hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, maar julle maak dit 'n rowersnes. Blindes en krepeles het daar in die tempel na hom toe gekom en het hulle gesond gemaak. Maar toe die priesterhoofde en skrifgeleerdes die wonderlike dinge sien wat hy doen, en ook die kinders wat in die tempel aan uitroep, prys die seun van Dawid, was hulle verontwaardig. Hulle sê toe vir hom, hoor jy wat sê hulle daar? Ja, antwoord Jesus, het julle nooit gelees nie? U het daarvoor gesorg, dat kinders en suigelinge U lof sing? Toe het hy hulle verlaat en in die stad uitgegaan na Betanië toe, waar hy die nag oorgebly het, tot sover. Een van my gunsteling kanale op die televisie is HGTV. Dit is 'n kanaal wat gaan oor huise wat baie keer oud en vervalle is, en dan kom mense en hulle herstel dit en herbou hierdie huise, dat dit lyk soos splinternuwe huise, of dit word baie keer omskep en herontwerp om beter te wees as wat dit voorheen was. En wanneer die mense op die ou die transformasie sien wat hulle teweeggebring het, kan jy amper nie glo wat jy sien nie. En dit is eintlik wat Jesus met die tempel in Jerusalem kom doen, dit letterlik en figuurlik. Hy het hierdie rowersnes kom omskep in 'n plek van aanbidding. Nou wonder mens baie keer, wat het Jesus die laaste paar dae gedoen toe op aarde was? Onthou, die Sondag was hy dan tog in Jerusalem. Sondag, Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag aand, laaste Pasga, Vrydag word hy gekruisig. Wat het hy al daardie dae gedoen?
Goed, Sondag het hy op die rug van die donkie inkom en Jesus het Hosanna geskree en toe is Jesus dadelik na die tempel toe. En Markus 11 vers 11 beskryf het so dat Jesus gegaan het na die tempel en alles daar bekyk het. Markus skryf, hy sê Jesus het 'n bietjie daar rondgekyk, maar dit was al laat. En daarom het hy en sy volgelinge besluit om na Betanië terug te gaan. So daardie aand terug Betanië toe en dan die maandag, die volgende dag, is Jesus terug na die tempel in Jerusalem. En op pad na die tempel toe, onthou julle die gedeelte waar die vyeboom was, daar wat dit klop blare gehad het weer, maar geen vrug gehad het nie, dat Jesus die vyeboom vervloek en dan laat hy in die tempel. En dan beskryf Matteus dit so in vers 12, hoofstuk 21. Jesus het tempel toe gegaan, dis nou die maandagoggend, en al die mense wat op die tempelplein koop en verkoop, daar uitgejaag. Die tafels van die geldwisselaars en die stoele van die duivelverkopers het hy opgegooi en hulle gesê, daar staan geskrywe, my huis sal 'n huis van gebed wees, want julle maak dit 'n rowersnes. Nou om dit te verstaan, moet ek vanoggend vir julle so 'n bietjie agtergrond gee dat julle die konteks van Jesus se optrede kan verstaan. So julle moet nou maar 'n bietjie geduldig wees dat ek vir julle dit aansvat, maar ek het daarom net 'n prentjies wat saam met dit gaan dat julle dit beter verstaan. Want die eerste punt vanoggend is die tempel as God se heiligdom. Nou die Jode, die volk van God het nooit eintlik 'n tempel gehad toe God vir Abraham geroep het en vir Moses die volk laat uitlei nie. Maar in die woestyn het hy 'n opdrag gegee om 'n tabernakel op te rig. Die tabernakel is omtrent so 1446 voor Christus tot 960 was hy in gebruik gewees. Eksodus 25 vers 8 sê God vir hulle moet vir my 'n heiligdom oprig dat ek tussen hulle kan woon. Ook daai woordjie heiligdom. Hulle moet vir my 'n heiligdom oprig dat ek tussen hulle kan woon. En hierdie was 'n opvoubare soort van 'n tent wat hulle dan opgevou het en dan saamgedra waar hulle gegaan het. En dit is later in Silo gevestig tydens die tyd van Josua 18 vers 1. Daarna ken jy die geskiedenis van al die konings en dat Dawid graag 'n tempel vir God wou bou en dat God hom gesê het, nee Dawid, jy het te veel bloed aan jou hande, jou seun Salomo sal op jou die tempel bou. En Salomo se tempel is ongeveer 960 voor Christus gebou en het staande gebly tot 586 voor Christus. Nou 1 Konings 6 tot 8 kan julle daaroor gaan lees. Nou die tempel van Salomo was waarskynlik mense kon sê een van die 9de wonders van die wêreld. Dit was 'n ongelooflike gebou gewees wat die heilige gedeelte, die allerheiligste was met goud uitgelê en dit was die geestelike sentrum van Israel. En in die jaar 586 voor Christus met die Babyloniese ballingskap het Nebukadneser van Babel gekom en die hele tempel platgevee, tot op sy fondamente platgevee. Tyd van Daniël, later van Ester, daardie tyd van. En die Jode is dan in ballingskap na Babel teruggevoer. Dan die tweede tempel, wat hulle sommer noem die tempel van Zerubabel, is in die jaar 516 is dit herbou. Dit is nou 70 jaar na die ballingskap en koning Kores van Persië die Jode toegelaat om terug te keer na hulle land toe en die tempel te herbou. Onthou, dis die tyd van Nehemia, Esra, wat hulle die tempel dan ook herbou onder leiding van Zerubabel en Yeshua. En hierdie tempel is in 516 voor Christus klaar herbou, maar Haggai hoofstuk 2 sê dat hierdie tempel was nie naaste by op dieselfde formaat en glorie as Salomo se tempel nie. En dan kom die Romeinse ryk en hulle neem Israel oor. En dan verskyn Herodes op die terrein en dan herbou hy hierdie tempel. Dit is die volgende prentjie wat julle kan sien. Daar's 'n tekening, 'n voorstelling van hoe hy hierdie tempel wat onder Zerubabel gebou is kom vergroot het en beter gemaak het.
En dit is die tempel wat in Jesus se tyd daar was. 'n Tempel wat hy ook gereeld besoek het. En onthou julle dat Jesus op hierdie stadium juis hierdie paar dae ook wat hy gesê dat hierdie tempel afgebreek gaan word. En die tempel is in dan 70 na Christus en die Romeinse leer onder leiding van Titus Jerusalem verwoes en die tempel weer eens tot op sy fondasies platgevee, soos wat Jesus in Matteus 24 voorspel het. Nou interessant genoeg, in Jesus se tyd was die enigste deel van die tempel van Salomo wat oorgebly het, die klip wat in die allerheiligste was. Dit is die klip waarop die verbondsark gestaan het. Nou, daar sal julle 'n prentjie sien, nou baie duidelik, maar daar in die middel is daar 'n groot rots. Op daardie rots het die verbondsark gestaan. En aangesien die verbondsark toe nou nie meer daar was in die tyd van die tempel van Herodes nie, het die hoofpriester nogtans in die allerheiligste ingegaan en dan, soos wat hy die bloed oor die verbondsark gesprinkel het, die bloed oor hierdie klip gesprinkel. Nou sal julle sien die installasie wat rondom daardie klip gebou is. Daardie klip is deesdae as hy binne in die Dome of the Rock. Julle die volgende prentjie kan sien. Dome of the Rock is daai goue koepel wat julle baie keer op die foto sien van ou Jerusalem. En dit is die moskee wat die Mohammedane opgerig het bo op daardie rots. Want die rots is vir hulle heilig, want volgens hulle oorlewering is dit die plek waar Mohammed met sy nagreis begin het toe hy al die plagiaat gepleeg het en sy version van die Ou Testament geskryf het in die Koran. En daarom is dit vir hulle heilig, maar dit is ook heilig vir die Jode. En daarom is hierdie geveg nog steeds aan die gang oor daardie terrein waar die tempel gestaan, waar die tempel weer moet herrys. So hierdie tempel was die heiligdom vir die Joodse volk. Dit was die woonplek van God op aarde. So het hulle dit beskou. En wat nou belangrik is, ek sê julle moet die woordjie heiligdom omkring. Want wat beteken heilig? Heilig beteken dat iets afgesonder of op sy gesit is vir 'n spesiale doel en dan baie spesifiek vir God se gebruik. So iets of iemand wat heilig is, behoort dus nie aan die wêreld of is blootgestel aan gewone gebruik nie, maar is toegewy aan God vir sy gebruik alleen. Dit is vir niks anders gebruik as vir God nie. En daarom is die tempel ook genoem die heiligdom van God. Dit is volledig aan hom toegewy, afgesonder net vir diens en aanbidding vir God. Die tempel, heiligdom van God in die tyd van Jesus. Maar tweedens wil ek julle vanoggend wys op die tempel as 'n rowersnes. Want wat het intussen gebeur? Dat ek julle eers gou terugvat hoe die tempel se grondplan gelyk het. Daar kan julle min of meer sien, die gedeelte aan die regterkant was nou die oop gedeelte wat 'n mens kan sê die voorhoof, die buiteafdeling. Nou daardie gedeelte was meestal toeganklik vir die gewone mense. Dis waar al die aanbidding en offers gebring is en dit is in verskillende dele ingedeel. Jy sal sien daar is 4 blokkies daar aan die kant. Nou dit was onder andere die voorhof van die heidene. Die gedeelte is die voorhof van die heidene. Dis die eerste deel van die tempel waar die nie-Jode, die heidene, eintlik na God kon soek en vir God kon aanbid. Maar dit is ook die plek waar die geldwisselaars en die handelaars sake gedoen het. En dan was daar die verskillende hoekies, die vir die vroue, vir die Joodse mans waar hulle kon aanbid, en dan die een hoekie vir die priesterlike offers, waar hulle die priesterlike offers kon aanskou, die voorhof van die priesters waar hulle die brandofferaltare gehad het. En dan in daai donker swart blokkie aan die linkerkant, sal jy sien is daar die gedeelte wat 'n mens dan sal sê die heilige gedeelte, dis 'n binneafdeling.
en slegs die priesters kon daai dik swart streep in die middel, deur daai hekke kon slegs die priesters gaan. En in daardie heilige gedeelte was die goue kandelaar, die menorah, en dan ook die tafel met die 12 toonbrode en die reukofferaltaar wat die simbool was van die gebede van die volk wat na God opgestyg het. En dan heel links in daai donker dubbele swart gedeelte hier in die linkerkant sal so 'n M gedeelte wat jy daar kan sien. Dit was die allerheiligste. Dit is waar daardie rots was waarop die verbonds altaar 'n verbondsark gestaan het. En daarso kon net die hoëpriester eenmal 'n jaar gaan om dan vir die volk se sondeverzoening te doen, die groot versoendag, die Yom Kippur. En tussen daardie allerheiligste en die heilige gedeelte, daai streepie wat daar is, en was daar 'n gordyn wat hulle die voorhangsel genoem het. En dis daardie gordyn wat geskeur het met Jesus se kruisiging. So dit is min of meer hoe die hele setup daar gelyk het. Die tempel wat 'n plek van aanbidding moes wees, is die voorhofgedeelte omskep in 'n mall, in 'n mark, waar die handelaars en die geldwisselaars gesit het. Nou, waarom was hulle daar? Nou, jy moet onthou dat die Jode was verspreid gewees. Hulle het nie net in Jerusalem gebly nie. Hulle was teruggekom van die ballingskap en het allerlei ander soort van geldmunte gehad. Maar die priesters het bepaal dat net op die ouende die Joodse tempelgeldeenheid, die kilosikel, gebruik mag word, want die ander geldeenhede was dan onrein. So die mense het met hulle dollars gekom en met hulle euros gekom en met hulle rande en sente gekom, en dan moes hulle dit omskakel in die tempelgeldeenheid. En natuurlik die Jode het dit geld gemaak met daardie omskakeling. Hulle het hulle dubbel, trippel, 10 keer meer gevra vir die omskakeling van daardie geldeenheid en hulle het net gebrok met al die pad. Dan was daar die handelaars van die duiwe, die lammetjies en die bokke, goeders verkoop en die beeste verkoop het. En in plaas daarvan die ouens nou al die pad hulle offerdiere moes saambring, kon hulle daar koop. Want al het hulle offerdiere saamgebring, moes die priester dit ondersoek en dan het waarskynlik wil sê, dit beantwoord nie aan die standaard waar die offerdier moet beantwoord nie, sê jy beter en gaan koop nie by die handelaars. En so het hulle geld soos bossies gemaak en die mense uitgebuit van 'n kant af. En dis wat gebeur het in daardie tempel in die tyd van Jesus. Hulle is die mense uitgebuit, buitensporige prys gegee en wins uit godsdienstige pligte gemaak. En waar die voorhof van die tempel 'n plek was wat bedoel was vir die heidene om of 'n God te kom aanbid en te soek. En die Joodse leiers en die priesters het omskep in 'n handelshuis. Maar die derde punt gaan oor die tempel se herskep. Wanneer Jesus op die toneel verskyn, dan bly dit nie maar net by woorde nie. Jesus kom en hy voeg letterlik die daad by die woord. En wanneer hy die handelaars uitjaag en die tafels van die geldwisselaars omkeer, was dit 'n direkte veroordeling van die korrupsie wat in die tempel plaasgevind het. Van hierdie goddelose wanpraktyke van die godsdienstige leiers wat hulle mag misbruik het vir eie gewin uitgewys het en gesê tot hier toe en nie verder nie. Genoeg is genoeg. Want sê Jesus, my huis moet 'n huis van gebed wees, en hy haal Jesaja 56 vers 7 daaraan. My huis moet 'n huis van gebed wees. Dit beteken dat die tempel moes 'n plek gewees het waar mense vir God kon aanbid en nader aan God kon kom. Dis 'n plek waar hulle kon soek het na om 'n belewenis van God se teenwoordigheid te hê. En nou kom die priesters en die leiers en hulle omskep dit in hierdie mark. En dan sê Jesus verder,
Maar hy is met 'n huis van gebed wees, maar hy sê ook, julle het dit in 'n rowersnes gemaak, en hy haal vir Jeremia 7 vers 11 daaraan. So die volk wat dit gehoor het presies geweet waarvan Jesus praat. Hulle het Jesaja geken, hulle het Jeremia geken. Julle het dit 'n rowersnes gemaak. Nou 'n rowersnes is 'n plek waar misdadigers saamkom om hulle buit weg te steek en hulle bose dade te regverdig. En in plaas van 'n plek van gebed het die tempel 'n plek van hebsug en van oneerlikheid geword. En die hele doel van die tempel wat 'n heiligdom moes wees, wat afgesonder moes wees, net vir God, het 'n plek geword van hebsug en oneerlikheid. Dit was vlak tot 'n wêreld met sy, waar die wêreld met sy aktiwiteite gehuisves is, en waar hy van die tempel bedryf is, en waar hierdie sondige praktyke hoogtyd gevier het. God se heiligdom is vervlak tot 'n wêreldse instansie. En nou moet 'n mens die betekenis van Jesus se optrede verstaan. Dit het nie vir hom gegaan oor 'n tipe van 'n magsvertoon dat hy vir die leiers van die volk, die priesters kon wys wie's baas nie. Hy het nie daardie probeer aandag trek nie. Wat Jesus daar gedoen het, was 'n profetiese daad wat die naderende oordeel van die tempel in Jerusalem aangedui het, en wat later in 70 na Christus vernietig is. Wat eintlik 'n profetiese daad was wat gewys het op die vernietiging van hierdie vorm godsdiens. Jesus oordeel die volk en hulle geestelike leiers oor hulle lippetaal godsdiens. Soos wat Jesaja dit al in hoofstuk 29 vers 13 uitgespel het. Die Here het gesê, hierdie volk is naby my met die mond. Hulle eer my met wat hulle sê, maar hulle hart is ver van my af. Hulle dien my soos mense dit wil hê, nie soos ek wil nie. Jesus kom vra die oordeel oor hierdie godsdiens, wat uit die uiterlike bestaan het, lippetaal, maar die mense se harte was nie by God nie. En sy optrede is 'n veroordeling van die geestelike leiers wat toegelaat het dat God se heiligdom ontheilig word. Dat dit nie meer totaal en al aan God toegewy is net vir sy gebruik nie. Hy veroordeel hierdie geestelike leiers wat toegelaat het dat hierdie heiligdom besoedel word deur wêreldse praktyke en met godsdienst, dat wêreldse praktyke met godsdienstige praktyke van die wêreld op die ouende vermeng is. En die ergste van alles is dat hierdie geestelike leiers, die priesters, waarskynlik hulle self geregverdig het om te sê, man, okay, dis nou nie so erg as wat Jesus het eintlik sien nie. Want kyk, ons het 'n baie noodsaaklike diens aan die mense. Waar anders te gaan hulle geld verwis? Waar anders te gaan hulle offerdere kan beplan? Ons doen hulle eintlik 'n guns om hierdie diens aan hulle te bied. Alles onder die dekmantel van godsdiens. En dan vergeet hulle gerieflik. Vergeet gerieflik dat God uitdruklik in Eksodus 20 vers 5 en 10 gebooie gesê het, ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek eis onverdeelde trou aan my. Want sê God, ek is 'n jaloerse God. Ek deel nie my heiligdom, my tempel of my volk met die wêreld nie. Dit moet alles aan hom toegewy wees, daar vir hom. En daarom kom Jesus met hierdie optrede om 'n streep te trek deur hierdie vorm God se sê, julle eer vir God met julle monde, maar julle harte is ver van hom af, omdat julle die wêreld en die kerk begin vermeng het. En daarom die vierde punt, die nuwe tempel. Na die vernietiging van die tempel in 70 na Christus is daar nooit weer 'n fisiese tempel gebou nie. Daardie tempel wat Jesus besoek het, was die laaste tempel die volk Israel gebou het. En na Jesus se kruisiging en sy opstanding uit die dood uit, het daar nuwe tempels ontstaan. Maar nie
my bakstene nie. Daar nuwe geestelike tempels ontstaan, want die gelowiges, ons, is toe die nuwe tempels van God, die nuwe heiligdomme van God. Paulus beskryf dit in Korintiërs 3:16 soos hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en dat die Gees van God in julle woon nie? Hy sê, God het sy intrek in sy nuwe tempels in ons geneem, deur sy Heilige Gees. Hy skryf by 1 Korintiërs 6, vers 19 tot 20, as hy sê, of weet julle nie dat julle liggaam, wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Hy sê, julle is 'n tempel waarin die Gees van God woon, 'n heiligdom wat aan God toegewy is. Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is duur gekoop. Paulus skryf Efesiërs 2 vers 20 tot 22, hy sê, julle is 'n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete. 'n Gebou waarin Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot 'n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as 'n geestelike huis waarin God woon. Kyk hier rondom jou. Hier sit die tempels van God, waarin God deur sy Gees woon. En as gelowiges gaan ons nie meer na die tempel toe nie. Ons is nou die nuwe tempels toe. Ons is God se heiligdom waar hy woon. Ons gaan nie meer kerk toe nie. Ons is die kerk waarin God deur sy Gees woon. Ons is God se heiligdom wat totaal en al aan hom toegewy is. Ons behoort geheel en al aan God tot sy beskikking, tot sy eer. En daarom skryf Paulus in Efesiërs 1 vers 4, lang voordat die wêreld nog geskep is ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. God het lankal voordat ek en jy nog gebore is, al na ons gekyk en besluit. Ek en jy, ons gaan die tempel van God wees, wat aan hom toegewy gaan wees, heilig gaan wees, en onberispelik. Mense sonder uitskiet na die sonde. Sulke mense wat ons voor God moet wees. En God ag sy heiligdom, sy tempel, ons baie hoog en is baie kosbaar in sy oë, want hy het duur daarvoor betaal. Kolossense 1:22. Maar nou het hy ook julle met homself versoen, deurdat sy seun as mens gesterf het, om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor hom te stel. Hy sê, Jesus se kruisdood was die prys wat God betaal het, sodat ek en jy God se heiligdom kan wees. En Jesus se kruisdood het gemaak dat ons in God se oë sonder smet en onberispelik voor ons staan. Want God kyk na ons deur die oë van Jesus se bloed aan die kruis. En God is 'n jaloerse God. Hy wil nie ons, sy heiligdom, sy tempel, met die wêreld deel nie. Daarom skryf Petrus in 1 Petrus 2 vers 9, hy sê, julle behoort aan hom en aan hom alleen. Hoor wat sê hy? Julle behoort aan hom, aan God, en aan hom alleen. Julle is heilig en afgesonder vir God alleen. Hy skryf in 1 Petrus 1:15 as hy sê, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Julle moet in julle hele lewenswandel aan God toegewy wees. Dan skryf hy in 1 Petrus 2:11 as hy sê, daar's allerlei verkeerde dinge in die wêreld wat net wag om julle geestelike lewe heeltemal te mekaar te krap. Oppas daarvoor.
Moenie die verkeerde dinge die geringste kans in julle lewe gee nie. Moenie toelaat dat die wêreld kom intrek neem in God se tempel. Moenie plek maak vir die handelaars en die geldwisselaars van die wêreld in God se tempel in jou lewe nie. Moenie van God se tempel, moenie van jou, van my. Moenie van God se nuwe tempel 'n rowersnes maak nie. Moenie toelaat dat die wêreld met sy invloede en die wêreld met sy standaard 'n vatplek in jou lewe kry nie. Wêreldstandaarde en invloede soos verbittering en wraakgierig. En dan regverdig ek myself en sê ja, maar die lewe is onregverdig en ergens moet ek my sê kan sê en die wêreld kan wys hoe onregverdig ek behandel is. Of wêreldse standaarde van onbetrokke wees by God se dinge en onbetroubaar wees en dan regverdig ons onsself en sê ja, maar ons God ken eintlik my omstandighede. Hy weet hoekom ek eintlik so onbetrokke is en eintlik so onbetroubaar is, want dis my omstandighede en God neem dit in ag. En wêreldse standaarde van geldgierigheid, van dat alles gaan net om myself en ek het skaars genoeg om van te lewe. Hoe kan ek nou nog 'n dankoffer gee? Hoe kan ek ander mense help wat in die nood is, as ek self nie genoeg het om van te lewe nie? Of dat ek onbeskik en sonder respek kan optree, want mense verdien dit. Of dat ek binneloos kan wees. God het in elk geval wat ek wil hê en gaan vra so, hoe moet ek bid? Of dat ek mag woedend wees en op mense kan skree sodat ek kan wys wie's baas, baie keer selfs in die huwelik. En dat ek wel my geheime sondertjies kan vertroetel en sê, dit raak niemand wat ek doen nie. En op die ouende regverdig ons self dikwels te sê, dis hoe ek nou maar gemaak is en laat staan is. Of dat ek sê, God sal verstaan as ek hierdie sondes in my lewe toelaat, en dan het ek baie verskonings oor hoekom God moet verstaan dat hierdie sondes deel is van my lewe. En dan sê ek nie al, maar baie van God se reëls en sy wette en sy wil is eintlik baie oudheidstyd. Ons lewe in 'n moderne tyd, dit geld net nie vir ons vandag nie. Ons kan eintlik kies aan wat ek met ons gehoorsaam wil wees en wat ons nie gehoorsaam wil wees nie. Wat er inspraak God in ons lewe mag hê en wat hy met lewe een kan staan. En so meng ons die wêreld met ons godsdiens. So meng ons die invloed van die wêreld met die invloed van die Heilige Gees. En ons dink is maar alright. Nou hoor wat sê God in sy woord. Hy sê Matteus 6:24 sê Jesus, niemand kan vir twee baase werk nie. Jy sal lojaal wees teenoor een wees en die ander een afskeep. Jy moet kies in wie se diens jy wil staan. Jy kan nie twee here doen nie. Jy kan nie God en die wêreld dien nie. Jy kan nie albei toelaat in jou lewe nie. Jakobus 4:4-5 sê, besef julle nie dat om gedurig die verkeerde dinge te doen wat so eie aan ons as mense is, beteken om teen God te draai en sy vyand te word nie? Julle het 'n keuse. Julle kan kies om soos die mense te lewe wat God nie ken nie, maar dan kies jy ook om God se vyand te word. Dink jy miskien die skrif is sommer verspreek in boetjies geskrywe? Natuurlik nie. Luister dan na wat daar staan. God wil ons lewe wat hy vir ons gegee het, heeltemal vir homself hê. Dis wat heiligdom beteken. Dis wat heilig beteken. God wil ons lewe wat hy vir ons gegee het, heeltemal vir homself hê. So wat beteken dit in die praktyk? Wat beteken dit om 'n tempel van God te wees, sy heiligdom? Dit beteken letterlik dat ek vir God in alles eers stel. Dit beteken letterlik dat ek vir God kan sê, hier is ek, Here, vir u gebruik. Ek is daar vir u. Ek weet wat u wil vir my lewe is.
Matteus 22:37 sê Jesus, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou siel, al jou kragte. Dis wat God van ons verwag, dat ons liefde vir hom so volkome moet wees, dat ons die Here, wat wil U hê, moet ek doen. Dit moet so bewus, jy moet so bewus is in God se teenwoordigheid in jou lewe, dat jy, soos wat Efesiërs 5:10-11 sê, vra jou gedurend af, of iets vir die Here aanneemlik is, en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Voordat ek iets sê, voordat ek iets doen, moet ek myself afvra, is dit wat die Here wil? Is dit vir hom aanneemlik? Is ek daardeur besig om God aan die eer te laat kry, of is ek besig om sy naam deur die modder te sleep? Vra jou gedurend af of iets vir hom aanneemlik is en moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Ergens moet jy streep trek, 'n keuse maak. Ek gaan nie daaraan meedoen nie, want dis verkeerd in die oë van die Here. Daarom draai ek my rug en stap weg daarvan. Daarom praat ek anders, trek anders te op, want dis nie wat die Here wil nie. Maar tweedens beteken dit ook, om 'n tempel van die Heilige Gees te wees. Die tempel is 'n plek waar God deur sy Heilige Gees woon. Hy woon in ons as sy tempels deur die Heilige Gees. En daarom moet ons gedurig vra dat die Heilige Gees ons sal volmaak met sy teenwoordigheid. Want sê Paulus Galasiërs 5:16, julle moet julle lewe deur die Heilige Gees laat beheer. Laat hy aan die stuur staan van alles wat julle dink en doen en sê. Dan sal die sonde julle nooit onderkry nie. Galasiërs 5:25. Die Gees het ons splinternuut gemaak, daarom moet ons nie toelaat dat hy elke dag ons lewens bestuur. Hy moet besluit wat ons dink en sê en doen. En wanneer die Heilige Gees beheer het van jou lewe, dan gebeur daar iets in jou lewe. Jou lewe verander radikaal anders. Jy is anders, want hy het jou nuut gemaak, maar jy tree ook anders te op, omdat die vrug van die Gees in jou lewe tevoorskyn kom. Die manier wat jy praat en optree en mense behandel is anders, want die vrug van die Gees maak dat jy liefde wys, of vreugde is, vredelewend is, geduldig is, vriendelik is, goedhartig is, getrou is, sagmoedig is, en met selfbeheersing optree en praat. Want jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Daarom is jy so anders. So, en dis my vraag vanoggend aan jou, maar ook aan myself. As Jesus vandag moes kom inspeksie doen in die tempel, kom rondkyk hoe dit in die tempel gaan. Hierdie tempeltjies. As Jesus vandag moes kom rondkyk en inspeksie doen in hierdie tempels, wat sou hy vind? Gaan hy hou van wat hy sien? Of is daar dalk tafels wat omgegooi moet word? Is daar dalk werkse praktyke wat jou lewe net so skop het en wat hy sal moet uitjaag? Want een ding moet jy weet, God sal nie huiwer om tafels op te gooi, sweep van touwtjies te vleg en wêreldse praktyk en handelaars wat jou lewe uit weg te jaag. Want jy is vir hom kosbaar. Jy is vir God heilig. Hy wil jou net vir homself hê, toegewy aan hom. 'n Heiligdom wat sonder smet onberispelik is waarin hy woon. Dis hoe God na jou kyk. Dis hoe God wil hê ek en jy moet wees. Volkome aan hom toegewy.
So as jy vandag by die huis kom, en jy loop verby die spieël, kyk eens laat vir jouself in die spieël. Wat sien jy? Kan jy raak sien, dat dit wat jy in die spieël sien, is nie maar net jy. Wat jy in die spieël sien, is die tempel van God, waarin die Heilige Gees woon. Heilig aan God toegewy, sodat jy sonder smet kan wees onberisplik vir God. Dis hoe God na jou kyk. En daarom wees dan heilig. Wees dan heilig. Amen. Ons bid saam. Here, ons moet volgende ook begin deur ons sondes te bely en te sê dat ons lewens wat dikwels 'n weerspieëling is van die tempel gebeure. Toe Jesus tafels omgekeer het en handelaars uitgejaag het. Dat ons dikwels toelaat dat die wêreld neskop in ons lewens, in ons gedagtes, ons woorde en ons optredes. En dat ons onsself ook maar, net soos die priesters en die leiers van die volk, onsself verontskuldig dat ons eintlik maar inpas in ons moderne lewe. Here, ons weet diep in ons dat ons dikwels daardeur bestreep deur ons eie getuienis as gelowiges trek. Dat ons U naam deur die modder sleep en dat ons dit dikwels moeilik maak vir mense om ons te herken as U disippels. Ek bid, Here, dat U ons asseblief ons sondes sal vergewe. Dat U ons weer 'n rein hart sal kom skep wat op U gefokus is. Here, ons wil ook namens ons kerk, ons sondes bely, Here, ook ons kerk is nie altyd die soort kerk waarop U trots kan wees nie. Dat ons toelaat dat wêreldse sieninge die kerk insluip en die kerk vorm om meer soos die wêreld te lyk as 'n kerk wat aan U toegewy is. Here, vergewe ons en kom en herskep ons deur die Gees. Here, ons wil ook ons sondes bely as land, dat ons al in so baie opsigte van U af weggedwaal het. En as ons op 'n Sondag hier uitstap in die kerk, dan sien ons hoe die wêreld daar buite aan die gang is met mense wat eintlik sê dat hulle gelowiges is, Christene is, maar nie meer saak met U het en met die kerk het nie. Dat ons hulle roeping as heiligdom van God versaak het. Here, ons sien ook hoe U 'n sweep van touwtjies vleg in ons land werksaam is om mense weer tot bekering te bring. Here, ons wil bid en vra dat U nie sal ophou. Here, dat U doel met ons bereik het, met ons kerk, met ons land bereik het nie. Want ons bid dit in die naam van Jesus die Here, aan wie alle mag in hemel en aarde behoort. Amen. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook in sy vrede. Want die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.